Goeiedag. Hierdie video hoort in graad 5 tot 7 en dit gaan oor die faktorboom. Hoe ons die faktorboom gebruik om 'n getal te priem faktoriseer. Almal groot woorde, nie belangrik nie. Kom ons kyk hoe werk 'n faktorboom. Wanneer ons 'n faktorboom gebruik om 'n getal te priem faktoriseer, dan maak die mense die mekaar, want jy wil altyd een maniertjie hê. Daar's nie net een maniertjie nie, daar's 'n paar maniertjies. Maar ek gaan vir jou wys wat ek voorstel jy moet doen, dat ons by een maniertjie kan uitkom. Het ek 18 gevat en ek moet hom nou priem faktoriseer en ek gaan vir jou 3 verskillende maniere wys, moenie skrik nie. Die antwoorde aan die einde gaan dieselfde wees. Die eerste ding wat ons al 3 keer moet doen, is ons moet die 18 opbreek in sy faktore. Met ander woorde, ons soek 2 getalletjies wat ons maal met mekaar wat vir ons 18 kan gee. Dit kan 3 maal 6 wees, dit kan 9 maal 2 wees, of dit kan 2 maal 9 wees. Al 3 hierdie tegnieke is reg. Nou het ek gou hierdie tweeetjies weer toegemaak, los hulle. Ek begin weer voor, ek sê ek vat die 18, ek vra, gee my 2 getalletjies wat ek moet vermenigvuldig om 18 te kry, en 3 maal 6 of my 18 gee. Dan indien 'n getalletjie nie verder kan opdeel en nog 'n maalsommetjie maak nie, dan trek ons 'n sirkel om die 3, want net 1 maal 3 kan weer vir my 3 gee, so hy is 'n priemgetal, vergeet die groot woorde, so hy kry 'n sirkel om. Die 6 kan verder opdeel in 2 getalletjies wat ons maal om 6 te kry. 6 word dan weer 2 maal 3. Sodra hulle nie verder kan opdeel, behalwe 1 maal hulle self nie, trek jy sirkels om hulle. So hier sit nou die priemfaktore van 18. As jy klaar is met jou boom, skryf jy dan 18 is 3 maal 2 maal 3, en dis dan die finale antwoord. Kom ons doen dit nou op 'n ander manier. Ons vra, wat maal wat gaan vir ons 18 gee, iets anders as 3 maal 6. 'n moontlike antwoord sal dan 9 maal 2 wees. Die 2 kan nie verder opdeel nie, behalwe 1 maal 2, en ons soek nie 1 maal 2 nie. So hy kry 'n sirkeltjie om hom, ons slaan met hom, dan vat ons die 9, en ons sê wat maal wat gee vir ons 9, en dit is dan 3 maal 3. Omdat 3 en 3 nie verder kan opbreek nie, behalwe met 1 maal 3, trek ek sirkies om hulle. So nou kan ons die 18 gaan skryf het, as 3 maal 3 maal 2, soos hulle hier staan. Ek sien nie of ek hulle in 'n ander volgorde skryf nie. Derde een, ek kan hierdie 18 anders opdeel in 2 getalletjies, wat ek maal om saam 18 te gee. Dit kan hierdie keer 2 maal 9 wees, die 2 kan nie verder opdeel nie, behalwe 1 maal 2, kry 'n rooi sirkeltjie. Die 9 deel dan op in 3 maal 3, wat weer nie verder kan opdeel nie, behalwe 1 maal 3, en dan hierso staan weer my 3 faktore. Wat ek kan skryf as 2 maal 3 maal 3. Stop asseblief die video en maak seker jy verstaan dat hulle almal by dieselfde antwoord uitkom, al lyk hulle bietjie andersom. Van graad 6 af kan jy die antwoord ook so skryf, maar los dit eers totdat jy geleer het om met eksponente te werk. Nou die manier wat ek voorstel, jy vat jou 18 en jy maak jou eerste 2 takkies. Dan vra jy, ek soek 2 getalletjies wat ek maal met mekaar om 18 te kry, maar ek soek eers die kleinste getalletjie wat in 18 kan indeel, wat nie 1 is nie. So 2 kan in 18 ingaan. So skryf my 2 neer en hy word gemaal met 9 om 18 te kry. Trek ek 'n sirkeltjie om die 2, want net 1 en 2 kan in hom ingaan. Dan vat ek die 9 en ek sê, wat is die kleinste getalletjie behalwe 1, wat in die 9 kan indeel? Dit sal dan 3 wees, en daai 3 maal 3 sal weer vir my 9 gee. Omdat die 3's nie verder kan opdeel nie, behalwe met 1 maal 3, sit ek rooi sirkeltjies om hulle. Dan kan ek skryf, 18 is 2 maal 3 maal 3, soos hulle hier staan. Nou gaan ons 60 priem faktoriseer, ek gaan weer vir jou 3 maniertjies wys, en die laaste een is een wat ek die meeste van hou, maar daar is nie so reël wat sê, dis jou manier is die beste nie. Die woord faktore beteken, wat maal wat gaan vir jou 60 gee. Dit kan 6 maal 10 wees, dit kan 4 maal 15 wees, dit kan 2 maal 30 wees, en daar's ander ook. So die juffrousin kan so begin, die maatjies in so begin, en joune sal so begin. Ons maak nou eers hierdie enetjie klaar. Ons vra, kan daai 6 nog opdeel in faktore behalwe 1 maal 6? Ja. En die 10 kan ook opdeel in iets anders as 1 maal 10. Daai 6 kan 2 maal 3 word, en die 10 kan 2 maal 5 word. Omdat nie een van hulle verder kan opdeel behalwe met 1 maal hy self nie, trek ek rooi sirkeltjies om hulle, want hulle kan nie verder faktoriseer behalwe 1 maal hulle self nie. Dan kan jy skryf 60 is 2 maal 3 maal 2 maal 5. En ek hou daarvan om die wat dieselfde is langs mekaar te skryf, van klein na groot, en dan van graad 6, 7 af kon jy dit ook skryf. Maar dis nie die doel van die video nie, ons stop net hier. Nou vat ons hierdie 60, en ons deel hom op in 4 maal 15. Dan vra ons, kan ons die 4 verder opdeel in faktore, en die 15 dalk?
Die 4 kan 2 maal 2 word en die 15 kan 3 maal 5 word. Jy mag hulle selfs omruil. Dan sit ek sirkeltjies om hulle om te sê hulle kan nie verder opdeel behalwe met 1 maal hulle self nie. So daar is my priemfaktore van die 60. En weer eens is dieselfde antwoord, 2 maal 2 maal 3 maal 5. Nou die een wat ek voorstel. Jy vra vir jouself, watter twee getalletjies kan ek vermenigvuldig met mekaar om 60 te kry? Maar ek soek die kleinste getalletjie wat in 60 kan indeel behalwe 1. En dit sal dan 2 wees, en dan sê ek 2 maal 30 sal vir my 60 gee. Omdat die 2 nie verder kan opdeel behalwe met 1 maal 2 nie, trek ek my rooi sirkeltjie, weg is hy. Nou vra ek, watter twee getalletjies kan ek vermenigvuldig om 30 te kry, maar ek soek die kleinste getalletjie wat in 30 kan indeel, behalwe 1. En dit sal dan 2 wees, en dan 2 maal 15 sal vir my 30 gee. Omdat die 2 nie verder kan opdeel nie, behalwe 1 maal 2, kry jy sy rooi sirkeltjie, wat die kleinste getal wat in 15 kan indeel, behalwe 1, en dit sal dan 3 wees, en 3 maal 5 sal vir my 15 gee. En omdat hulle nie verder kan opdeel behalwe 1 maal hulle self nie, trek ek my rooi sirkeltjies. Nou kan ek hulle neerskryf, 60 is 2 maal 2 maal 3 maal 5, en dan kry jy die nommertjies so mooi agter mekaar van klein na groot. En later kan ons dit dan so skryf. Onthou, enige een van hierdie 3 bome is aanvaarbaar. Dui asseblief aan of jy van die video gehou het al dan nie, en teken gerus in op die kanaal. Indien jy in enigiets vasloop wat jy onseker oor is in wiskunde, kan jy vir ons die probleem aanstuur na hierdie nommer toe, met 'n WhatsApp foto, dan sal ons die probleem vir jou probeer oplos, en vir jou antwoord terugstuur so gou as moontlik, verniet. Hierdie videoetjie is gemaak na aanleiding wat iemand vir ons gevra het om die videoetjie te maak.